Goeiemôre vriende, dit is vandag Dinsdag die 25ste Augustus 2026. Mag dit vir julle 'n mooi dag wees, waar julle sommer God op 'n wonderlike manier ervaar. Vader, in U hande gee ons lewens oor, want Here, U het ons vrygemaak. U het ons vrygemaak. Dankie Here dat U 'n troue God is. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, ons het nou gister gou 'n bietjie met mekaar gepraat oor hier van vers 16 af, ek het gou my bering skryf, so die vers 19 af, vers 18, 19 af. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeerfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam, wat vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem, maar terwille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Deur hom te glo, deur hom glo julle in God, wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Kom sê Petrus maar nou net vir hierdie mense hierso wat in hierdie provinsies van die Romeinse Ryk is, né? En dan gaan hy aan en sê, hoor hierso, nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het, né? En so julle weet mos wat is die waarheid? Die waarheid is Jesus is die verlosser en saligmaker, die enigste weg na die Vader. Nou dat julle in gehoorsaamheid julle aan die water gereinig het, om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het, om mekaar as broers ongeveins lief te hê. So, wanneer jy inderdaad, liewe vriende, aan Jesus Christus gehoorsaam is, dan sê die Bybel vir ons, daar's een ding wat belangrik is wat die hele Bybel saamvat, en dit is liefde vir God, want jy moet Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand, en jou naaste soos jouself. Kom sê hy vir ons, né? Hervertaal sê ons altyd Johannes 13, 33, 34. Hy kom gee ons 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het, sê Jesus, sodat die wêreld kan sien dat julle my disippels is, né? Nou kom sê, nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het. Nee. So as jy het jou gereinig, jy behoort aan Jesus, jy het jou lewe vir hom gegee, nou wat is die volgende ding? So jy liefde tot God, en die volgende ding is, julle moet mekaar as broers ongeveins lief hê. Julle moet mekaar dan ook van harte vurig lief hê, né? Nou dit word dan nie vir ons gesê hierso, die liewe vriende, maar heel moontlik kon daar miskien 'n bietjie onderlinge twis gewees het. In die verskillende gemeentes, en dat Petrus dit dan nou op 'n manier ook aanspreek om te sê, hoor hierso, julle weet mos nou, julle is losgekoop deur die bloed van Jesus Christus, julle weet mos nou, julle is vreemdelinge in hierdie wêreld, julle weet mos nou, julle is inderdaad afgesonder vir die Heilige Gees, so as daar moet nou nie met hierdie nonsens kom dat julle nie vir mekaar lief is, julle moet mekaar ongeveins lief hê. Kom sê hy, nee, dit is onthou ek interpreteer, dit is maar nou 'n Rian interpretasie hierdie. So, julle moet mekaar ongeveins lief hê, julle moet mekaar van harte vurig lief hê. Nou, jy sal nie sweet sommer sê as daar nie 'n bietjie, liewe vriende, agtergrondgeskiedenis is hier nie, né? So ek neem maar aan, daar was so 'n bietjie iets nie lekker in die verskillende gemeentes gewees nie, en dat hy dan hulle 'n bietjie aangespreek het om vir hulle te sê, hoor hierso, as julle gehoorsaamheid in die waarheid gereinig het, deurdat julle in hierdie vlekkelose lam glo, moet julle mekaar lief hê, vurig lief hê, ongeveins lief hê. Kom sê hy, van harte vurig lief hê. So dit is baie nogal klem gelê op dit. So, en ek dink as ons vir onsself in ons tyd ook sê, vriende, as ons kinders is van die Here, moet ons mekaar binne in gemeenteverband het. Ongeveins lief hê. Ek dink tog net vir mekaar sê, as jy mekaar lief het, ons moet so besop, né? Ons moet so besop vir skinder. Dit kom ons sommer net by my op. Mens moet so besop vir skinder, want met skinder plaas jy altyd iemand anders in 'n slegte lig. Nee, jy het nie dan daai ander persoon ongeveins lief nie. Jy plaas daai ander persoon in 'n slegte lig. Jy gaan sê iets wat jy nie regtig in die openbaar oor daai ene wil sê nie, né? So as ons mekaar ongeveins lief het, besop daaroor om
iets te sê vir iemand wat jy nie bereid is om voor hom te sê. Dis sommer iets wat by my opkom, want dit is baie keer goed wat so 'n bietjie kunstruwelinge in 'n familie, in 'n huwelik, in 'n gemeente oral kan veroorsaak. Nou, so as jy mekaar vurig en ongeveins liefhet, besop daar om jou ore uit te leen en besop om nie self deel te neem om 'n lekker sappige storieetjie ergens te gaan sit nie. En dan gaan hy aan en sê, julle is immers weergebore uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. Die skrif sê die mense soos gras en al sy pragt soos 'n veldblom, die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here, dit bly vir ewig. En hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig word. Net so Paulus kom sê, maar net hoorie, al die goed vergaan. Maar die woord van die Here, die evangelie, die feit dat Jesus Christus gekom het om te sterf in die kruis, dit sal nooit vergaan nie. En hy kom sê vir hulle, julle moet dit vier hierso waar julle ook in hierdie onderskeie gemeentetjies is. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.